Alright guys, hier is ons natuurlik by die Seekombuis Weskus saam met Boeta by die Seekombuis en ons maak snoek. Kyk daar op die kole. Kom ons wys julle hoe. Boeta, kom ons gaan. Let's go. Nou Boeta, hier kuier ons nou natuurlik lekker hierso op Titties Baai. Ek is geneig om te sê Boobies Baai. Net so 'n bietjie twist op gooi. En ons gaan 'n bietjie snoek maak, bietjie roosterkoek en 'n lekker patat sê jy. Yes. So jy het natuurlik 'n lekker resep vir jou brood wat jy gebruik wat jy hierso in die Seekombuis maak. Voordat ons daai snoek begin prep, gaan ons eers hierso 'n bietjie stoutbaard en vuil hande maak en lekker koekbak. Ja. Roosterkoek natuurlik. So kom ons gaan wys my. Teach me master. So, dis pretty much my eerste broodresep wat ek ooit in my lewe geleer het. Okay. Was hierdie ding. En hy het by my gestak vir jare, letterlik. Dit is soos 'n ding. Hy het begin by 'n ongelooflike flop tot waar dit vandag is. En jy het hom reg gekry. En hy's soos embedded in my brein in. So en maklik dan. Maklik, eenvoudig. So hierdie is 'n kilogram meel. Gewone witmeel. Lekker sout op gevoel en liefde. Eetlepel gevoel en liefde en as ek dink is te min dan net so ekstra bietjie. Altyd 'n bietjie. Right? Gewone 1 pakkie gis, so wat mense sommer kry in die winkel. Ja, broodyeast. Broodyeast, lekker dried kommersiële gis. En dan net die gis in die lekker oral deurmeng dat jy weet elke hoekie het 'n stukkie yeast en sout. Hierdie is 3 koppies water, so 750 ml. En hy's nie lou nie. Hy is louerig. Lou. Is lekker warm vandag. So hier by ons as dit so humid is, ja, dan is dit lekker. In die winter net bietjie meer. Obviously 'n lou watertjie help maar altyd daai yeast 'n bietjie lewendig raak. Exactly. Ek gooi al die water in want ek ken al my resep, ja. Maar ek sal sê gooi gewoonlik so 2/3 in dan add jy bietjie net om veilig te speel. Jy kan nie uithaal, jy kan altyd bysit. Ja, presies. Maar I know the recipe, hy werk vir my. So dan wat ek doen is ek hou van hierdie komme, ons noem dit komme in die Weskus, so 'n lekker kom werk altyd lekker. En dan mix jy hom tot 'n lekker deegbal vorm. Tot 'n deegbal vorm, basically. Ek bedoel, die ou mense het altyd hulle self doodgeknie aan die goed, maar met vandag se gis, hoeveel mense meer eintlik te knie. Ja, die ding doen alles. Ja, ek onthou soos in die kombuis as jy altyd ingeloop het en dan staan jy ouma daar, sy gaan brood bak, maar sy knie al soos die laaste uur aan daai deeg net om seker te maak hy's lekker sak. Exactly. Want as jy hom nie knie dan sy maar hard, jy weet. Ja. Die brood is nie lekker babbeltjies nie. Exactly. Bietjie meel op die kant vir insurance. Want hy's altyd dan plak hy nie aan jou vingers so lekker vas nie. Exactly. Ek gaan hom hierso so vas en ek sien hy skuif. En dan kan ons nou maar oorgaan na die blad toe. Okay. Right, so hier's my deeg. Net weer 'n bietjie meeltjie. Maar brood maak is maar altyd 'n morsige storie. Dis 'n bietjie van 'n morsige storie. Obviously, dit is makliker as jy 'n lekker broodmenger het of wat ook al, maar as jy leer om dit so te doen, dan begin die brood verstaan en dan begin dit vir jou lekker raak. So ek knie nie, ek hou van vou. Ja, druk hom deur al. Ek is ek hou nie van hardwerk met die goed nie. Ek dink my hande het al gewoond geraak. Okay. So jy kap hom so, maak seker obviously jy het lekker bietjie meel by laat hy in jou hande stiek nie tot alles letterlik nie meer aan jou hande stiek nie. Dan weet jy amper hy's reg. Dan weet jy amper hy's reg. Hierdie ouetjie begin al amper klaar daai kant toe gaan. Ek check hy maak hy vinnig. Vinnig begin hy. En dan hoe lank laat jy hom rys? Want obviously daai yeast kort tyd om 'n bietjie te rys. So dit hang af hoe warm dit buite is. 'n Lou oond is 'n hek wat jy kan gebruik. Lekker lou oond. So bietjie olyfolie laat hy nie droog word buite nie. Yes. So 45 minute na 'n uur toe word jy right te wees. En dan die knie, ek sê jy knie hom obviously mos nou nie, maar jy rol hom half uit en druk hom deur. Exactly. Is dit ook 'n ding wat jy half die deeg, ek gaan nou sommer hierdie wat jy hom vat en hy moet half amper heeltemal terugkom. Dan weet jy hy's reg. Ja, en hierdie is 'n tegniek wat ons noem die fold tuck and turn. Fold, tuck en turn. En turn. Dan weet jy daai deeg is mooi goed deurgemeng. Hy is lekker goed deurgemeng en hy gaan nie meer vassit nie, maar ja, hierdie kan rukkie vat. Partykeer hang af hoe die temperatuur is buite. Ja. Deeg absorbeer altyd water verskillend. Okay. So jy gaan met die hitte en molekules tyd van die jaar, somer, winter. So jou brood kan partykeer dieselfde resep wees, maar môre proe anders as vandag. Exactly. Verskillende dikte en diktheid en daar sal jy voel daar's my. Nou check. Ja, check hoe mooi kom hy vinnig uit. Ja, en hierdie was nie eens 5 minute nie. Ja, vinnig. Pretty much what you soek. En natuurlik Boeta, ons het nou begin vuil raak het.
As dit nie vir die mooi voorskote was nie. Natuurlik gesponsor deur M&M guys, gaan check hulle uit. Maar hier loop hy nou. So kom ons gaan maak daai snoek. Nou Boeta, jy het nou vir ons gewys om my roosterkoek te maak en ek weet jy doen partykeer 'n lekker snoek hier op die vlamme. Daar's 'n groot drom daarso wat jy die vuur in maak. Dit ek vir jou half verduidelik voor die tyd hoe ek my snoek geleer doen het jaar terug en jy was soos dis hy. Daai is hoe ons hom doen op hier in die Weskus. Yes. So ek gaan hom nou basically net uitrol en ons gaan sommer een begin doen net vir die show en 'n lekker vars snoek. Daai stukkie die groot ouetjie. Lekker vars gevang. Boeta het hom vanoggend hier uitgedaai hier op die Tiefbaai. Daarom nie. Nog is so erg. Ja. En hoe ek myne basically doen, ons het gecheck hierso. Ons lekker tomaties, lekker rooi eie, lekker vars garlic, 'n lekker jam, sout, peper en dan gebruik ons 'n bietjie van ons garlic mayo en 'n bietjie van ons aromatiese kan ons so liggies bygooi. Ons gaan altyd eers met 'n lekker sous. So jy sê die sous eers al. Ja, maar ek gaan hom bo ook, omdat jy vou mos net maar lekker toe. So hy gaan vir hom, hy gaan maak dat die, hoe kan ek sê, die vis nie uitdroog nie. Al is hy toegevou en met folie stoom hy mos maar dan trek hy mayo en die garlic in hom in. Ek gaan met liggies gooi. En hier's nou klaar garlic, so ek dink nie is amper is nodig vir meer garlic nie, maar garlic, hoe meer garlic hoe beter, nê. 'n Lekker rooi uitjie. Nou guys, daar's seker maar daar verskillende ways om 'n snoekie. Jy kan maar eintlik half doen net wat jy wil, half. Ja. Maar daar's maar nou, hierdie is maar nou my way en ek weet hy werk. Ek dink dit daar's reg en verkeerd. Ja, nee. Baie min mense kan snoek doen. So as jy kan snoek doen is in 'n geval wow factor. Maak is ook wat jy gedoen het, jy is in 'n geval kry. Solank jy hom net nie omneek nie. Ja, exactly. Nee. So ons het nou klaar 'n bietjie garlic in, maar dit is mayo, so ek gaan nou so net laf wees en ek wil net die garlic so bietjie net om stout te wees. Net stout wees. Garlic is so goed vir die siel en vir kos. Dan gaan ons braai tomaties op en dan gaan ons die jam laaste opsit. Yes. En dan gaan ons hom toevou. My skoonpa het vir my geleer hoe om hierdie snoek so te doen. Maar dit lyk baie lekker. Dit lyk fancy. Ek het ook so probeer. Dit is amazing. So ek gaan so 'n bietjie sout. Net sout gee maar daai umami. Hulle noem dit mos umami. Ja. Exactly. Gaan ons hier so met 'n bietjie peper en verskoon my, maar ek gaan sommer hom so. Let's go. Ek wil nie te veel peper, overpowering peper hê nie. En hierdie snoek kan soos vir 'n party by die huis wat ook al 'n hele paar mense kos gee. Lekker. Ja, hierdie is seker 'n goeie wat 12 mense se snoek aan hierdie ding want hy daai kant hierdie kant. So nou gaan ons basically van hier af 'n lekker, jy het vir my nou genoem, hierdie is 'n druiwe korrelkonfyt. Ja. Yes. En hy's lekker soet. So. Ons gaan hom nou so net lekker gooi. Wow. En jy soek daai soetigheid want dit breek 'n bietjie daai vis smaak alhoewel mense eet nou mos maar nou die snoek vir die vis. Ja, maar dit breek daai vis smaak 'n bietjie. En hierdie konfyt met die roosterkoek gaan amazing wees. Great. Ek het nog ons gedink ons moet daai roosterkoek vat, snoek en as hy so uitmekaar uitval as ons hom nou van die vuur af haal, dan bou ons half so lekker snoek saam met daai roosterkoek, né? En met die patats op die kant. Klink lekker. So. Alright, en dan Boeta gaan ek hom basically net toevou. Lekker net seker maak alles. Okay, so jy maak hom toe so. Yes, ja. Dis vir alles nou mooi. So ek gaan nou net, ek wil net seker maak alles val nou nie mooi uit hier nie. So ek wil alles laag indruk. Die ding is so loaded. Ek dink alles gaan moet mooi uitval. So daar gaan dit. En dit is hoe ons hom doen. Yes. Julle maak hom half laat hy oop is en dan braai jy hom. Dis maar hoe ek dit doen. So ek hou van hom oop velkant en dan so een keer gedraai. Ek draai my snoek net een keer. Ja. En dan is lekker tan hom. En dan sy reg. Ja, en al my mense, my local mense vertel my altyd hulle doen met die tomate en die eie. So ja. So jy het hom al gehoor, maar ek het hom al gehoor, nog nooit so gedraai nie. Ja. Ja, dis hoe ek hom maar eerste keer geleer het om hom te eet of te maak en hy werk. Want dan sal hy snoek so sag op. Ek dink dis dalk die laaste keer wat ek snoek op 'n ander manier doen. Jy kan hom nie regtig, hy kan nie uitdroog nie, as jy hoor wat ek meen. Ja, maar hy is nou toe en hy gaan 'n lekker stoom binne en al daai goedjies. Daai snoek amazing gedoen, reg vir die braai. So ek dink kom ons kry gou daai kole reg en dan gaan hy braai toe. Ons gooi daai patats in die vuur en dan gaan ons amper eet. Vinnig. Sê kos is maklik man. Maklik, easy peasy. Ag gatte, lekker. Nou Boeta, jy's nou besig hier met daai patats in die vuur.
Net soos dat hierdie my catch of the day is Gigs, my digital catch of the day. Ons gaan hierdie visie nou op daai vuur gooi. Guys, Castello, check hulle uit. Asai, en daar gaan die snoekie op. En dan hy so 15 minute op 'n kant en dan is hy reg. Daar kom hy lekker snoek en rooster broodjies, guys. Dit is lekker hierdie. Nice. Lekker, mooi, sag, fluffy. Die snoek en dan daai patats. Waar is die patats? My chom, ons het die patats vergeet. Hou net vas, ons kry die patats. En die goed het so lekker gegaan na so op die kole. Lekker suikertjie en ek dink Boeta sal ons nou verduidelik wat hier aangaan. Hierdie is mos nou Kaap of Weskus kos, né? Kaapkos, Weskus. Kaap is soos nee, dit doen ons nie justice nie, Weskus. Weskus. Ja, hierdie is nou proper, maar kom ons maak hierdie ouetjie oop en hy druppel klaar hier oral. En kyk net. Wow. Look at that. Lekker gestoom basically. Yes, my bro. Lekker besig. Makelaars, as jou admin jou onderkry, hou vas. Ashanti MBS is besig om koers te kry. Binnekort vat hulle die roer sodat jy net kan bemark. Bly op koers met Ashanti. Okay, gaan ons proe. Kom ons doen dit. Kom ons doen dit. Ek weet nie waar om te begin nie nou. Ons moet sommer hierdie invang. Ja. Ek wil net gou kyk hoe sag is hy. O nee, hy's baie sag. Net vele mense daar by die huis wys hoe lekker val hy uitmekaar uit. Wow. En dan net daai graat hier uitkry. Ek snoek het groot grate, so. Ja, jy kan dit darm sien, né? Exactly. Ek dink kap jy so 'n stukkie. Wil jy hom so op 'n broodjie kap of gaan ons 'n broodjie bou en dan Ek dink ons bou die broodjie. Kom ons bou broodjie. So kom ons maak so. Ek gaan 'n lekker brood hierso gryp. Kom jy tease my nou, kan ek hierdie maar proe? Kap hom. Ja. Ons het darm die voorreg om te proe. Maar dan is die binneste deel waar jy begin. Daai lekker, hoe kan ek sê, die jam en die eie en die goedjies proe. Dis so sag. Hy is so sag. Hy val uit mekaar uit. Ek blyk dit iemand anders 'n graat aan my keel gekry. Soos ek sê, gelukkig snoek se graat is lekker groot, so. Oh wow. Hierdie is die binneste deel wat jy nou wil hê. So ek wil hom nou half eintlik net so, ek wil 'n lekker dik stuk kry. Yes. En dan gaan ons ek's bang vir die grate. Wat lekker is van die rug is as jy hom saam met die been aftrek, dan trek jy die minste grate. So half uittrek. Jy moet my nou leer hierso. Op die spine. So op die. Daar kry jy die minste grate. Mos kyk gou daar, hier's 'n paartjies in hier. Alraai, so as ons nou die visie op die broodjie het, dan vang ons 'n paar van die tomaties, natuurlik. Met tomaties, 'n bietjie van die eie. Eiertjie. Soos daai. En dan my maat, daar loop hy. Hy gaan loop. Wil jy eintlik bietjie van die patat ook opsit? Dink jy dit kan werk of gaan ons hom as 'n side doen? Nee, ons doen hom as 'n side. As 'n side. Doen hom as 'n side. So 'n bietjie mayo. En my chom. En hierdie mayo van jou is oral beskikbaar. Oral. Die garlic mayo. Dit's nog nie regtig baie in die Kaap nie. So ons soek Kaapstokkers. Guys, as jy 'n stokkers het waar jy preferred grocery koop, vleis koop, gaan sê vir hulle om ons te kontak. Maar hier in die Weskus, by die Weskus Groentemark, ek weet sy goed is daar, so jy kan dit dalk wys al. En natuurlik, gaan op ons webwerf fucking fantasties, ons sien dit jy find stockists en dan sal jy daar natuurlik jou naaste stokkers check. Maar nietemin nie, ek hoop ek het al die grate uit. Ons sal vinnig uit. Hoe nice like daai. Dan gaan hy. Cheers. Oh wow. Die jam werk, né? Maar daai garlic mayo ook, hy kom so lekker deur met daai vis, maar die roosterkoek is so lekker fluffy en dan kry jy daai sagte vis wat net smelt in jou mond. It's amazing. Ooh. En die roosterkoek is ook hy's lekker lig. Hy's lank uitgereis. Hy's nie chewy of enigiets nie, so wel dan. En die bietjie brand op hom. Gee my lekker flavour. Wow. So snoek mense, dis een way om te doen. Jy kan hom doen soos wat jy wil. Natuurlik, ek dink hierdie is die lekkerste way. Vat jou Vurk word gebring deur In en Om Suid-Afrika in samewerking met Fucking Fantasties. Volg In en Om Suid-Afrika en hulle verskillende streke op Facebook vir meer interessante mense, plekke en stories. Wat het jy gedoen met die soetpatats? Net lekker in die folie.
Soetpatat het natuurlik baie suiker. Lei soet, ja. So jy het daai jam wat ons geryk het uitgekook het, daai het eintlik suiker bygesit. Daai kom uit die patat uit. Dis dit die patat self. Dis die patat self. So lekker in die kolle, vergeet van hom, go for it en 'n paffie en dan bars hom met ook soos daai. Exactly. En as dit ryk of hulle begin brand, dit is van die weet die patat is reg. Dan weet jy hy shop. Daar's 'n lekker patat. Lekker. En ons moet hom doen met jou aromaties. Aromaties. Ja. Ek dink 'n lekker aromaties kan werk op hierdie patatie. 'n Patatie. There we go. Lekker. Bottertjies, nee, ons mors en eet lekker. Mors en eet lekker. En daar gaan hy. Guys, let's go. So natuurlik saam met Boeta, seekombuis, natuurlik Darling, 'n lekker goeie wyn. Hierdie mooi voorskote, M&M het ons gesponsor met hierdie, laat ons natuurlik nie so lekker mors op ons self. Exactly. Nou vat hy. Let's go. Saam met daai, dit werk is soet. Ons sien julle volgende keer, natuurlik in die Weskus. Kyk saam, lekker, fantasties.